Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 11 Februarie. En ons gaan vandag saam lees Psalm 112. Ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om na U te kom, sonder om die lewe te probeer orden met my eie letters, sonder om myself te definieer deur my eie alfabet van prestasie en sukses. Help my om stil te word voor U volledige woord, van die alfa tot die omega, van alef tot taf. Gee my die genade om my lewe in U alfabet in te skryf, waar elke oomblik begin met ontzag vir U, en met vreugde in U woord, in ruil vir 'n hart wat vas staan, selfs wanneer slegte tyding kom. Psalm 112 uit die 2020 vertaling. Halleluja! Alef. Gelukkig is die mens wat ontzag het vir die Here. Bet, wat groot vreugde vind in sy gebooie. Gimel. Sy nageslag sal magtig wees in die land. Dalet, 'n geslag opregtes wat geseën word. Hy, oorvloed en rykdom is in sy huis. Waf, en sy geregtigheid hou stand vir altyd. Zayin, hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes. Get, hy is genadig, barmhartig en regverdig. Tet, dit gaan goed met 'n mens wat goedhartig is en uitleen. Jod, wat sy sake eerlik bestuur. Kaf, want hy sal nooit wankel nie. Lamet, 'n regverdige bly vir altyd in die herinnering. Mem, vir slegte tyding is hy nie bang nie. Nun, sy hart is standvastig en vertroue op die Here. Samek, sy hart is bestendig, hy is nie bang nie. Ayin, uiteindelik sien hy neer op sy teenstanders. Pei, hy deel uit, hy gee aan behoeftiges. Tzadeh, sy geregtigheid hou stand vir altyd. Kof, met waardigheid styg sy aansien. Resh, die goddelose sien dit en vererg hom. Shine, hy kners op sy tande, maar kwyn weg. Taf, die begeerte van goddeloses gaan tot niet. Daar is oomblikke in die lewe wanneer alles voel asof dit uitmekaar uitrafel. Slegte tyding kom, die nuus bring kommer, en dan probeer ons eie storie skryf te midde van die chaos. Maar ons doen dit met 'n gebrekkige alfabet, met leenwoorde van die wêreld. Ons skryf dit met sukses en sekuriteit, met beheer. Ons woordeskat is so klein, ons alfabet so gebrekkig, ons woorde so kortstondig. Maar Psalm 112, in die tradisie van 'n paar psalms in hierdie deel van die psalmboek, is 'n meesterstuk van God se ontwerp. 'n akrostiese gedig, waar elke lyn begin met die volgende letter van die Hebreëse alfabet, van alef tot taf. Dit is nie toevallig nie. Dit sê,
God se seën op die een wat hom vrees, wat hom dien, is volledig, deeglik, van A tot Z, of eerder van Alef tot Taaf. Daar is geen letter wat ontbreek nie. Daar is nie gapings in God se genade nie. Die lewe van die regverdige word nie gekenmerk deur 'n angstige, verbete vasklou aan 'n klein bietjie beheer nie. Ook nie deur vrees vir die onbekende nie. Maar deur standvastigheid, deur 'n ritme, deur orde wat God self gee, 'n alfabet wat hy gespel het. Die Psalm begin met Alef. Gelukkig is die een wat ontzag het vir die Here, vreugde vind in sy gebooie. Dit echo die inleiding van die Psalms, Psalm 1. En dit bou dan op, letter vir letter, 'n sterk nageslag, oorvloed, lig in die donker, vrygewigheid, standvastigheid, 'n hart wat vas staan, gasvryheid teenoor die armes, en uiteindelik die kontras met die goddelose wat kwyn, as die slot van die Psalm. Selfs die goddelose se kners en kwyn word ingesluit in die alfabet. Maar sy begeertes lei nêrens, terwyl die regverdiges se geregtigheid vir altyd staan. Wat besonders is hoe hierdie struktuur ons nooi om te sien. God se wysheid is nie chaoties nie. Hy orden die lewe van die wat hom dien, van die eerste letter tot die laaste. In 'n wêreld vol slegte tyding word ons hart vasgemaak nie deur ons eie krag nie, maar deur vertroue in hom wat ons hele alfabet in besit neem. Ons hoef nie ons eie storie self te skryf nie. Nee, die uitnodiging is om te leef in sy groot storie in. Laat dit vandag die een ding dan wees wat jy vashou. Dat God se seën en sy betroubaarheid strek van Alef tot Taaf. Hy maak jou lewe volledig in hom. En hy laat jou nie wankel nie. Want hy het elke letter reeds gespel. Here, U is die Alef en die Taaf, die begin en die einde van my storie. Waar bring U vandag U lig in my duisternis? Maak my oë oop om dit te sien. Waar nooi U my om mildelik te gee en regverdig te leef? Laat ek dan hoor hoe U beloof die regverdige sal nooit wankel nie. Ek antwoord, Here, help my om my vreugde in U gebooie te vind en my lewe letter vir letter aan U oor te gee. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.